Herstelde huweliksgetuienis. Herstel te midde van die wêreldwye pandemie. Olivia, hoe het jou herstelreis begin? Dit het alles meer as 4 jaar gelede begin. Ongeveer 2 weke nadat ek en my man ons 11-jarige huweliksherdenking gevier het, het ek begin agterkom dat hy my heeltemal anders behandel en optree. Toe ek na hom kyk, het ek gedink: dit is nie my man nie, iets het hom beet gekry, dit is nie goed nie, en dit is boos. Hy het verander in iemand wat ek nie eers herken of geken het nie. Van daardie oomblik af het alles skeef geloop. Hy het van my af weggetrek. Hy het skaars met my gepraat. Ek het begin soek en tot God gebid om enige getuienisse te vind van God wat huwelike herstel wat deurgemaak het wat ek deurgemaak het. Ek het dit nie destyds geweet nie, maar dit was die begin van my reis. Ongeveer 2 maande later, 2 dae voor my verjaarsdag, het my man uitgetrek. Hy het vir my gesê hy gaan by een van sy werksvriende bly, want hy het ruimte en tyd nodig gehad. Hy wou nie skei nie, ons moes net uitmekaar wees sodat hy sy kop kon skoonmaak. Dit was net voor Moedersdag en ek het hom reguit gevra of hy saam met iemand anders was. Hy wou nie antwoord nie. Ek het weer gevra en hy het uiteindelik erken dat hy was. Later die aand het hy my 'n boodskap gestuur dat hy my iets anders moes vertel, maar hy was bang om my te vertel, want hy wou my nie verloor nie. Hy het erken dat hy die dag toe hy uitgetrek het, by 'n ander vrou ingetrek het. Later het ek ontdek dat sy baie ouer as ek en my man was. Onnodig om te sê, van toe af het alles hel geword. Die dinge wat daaruit ontstaan of plaasgevind het, was heeltemal ondraaglik. Ek het soveel gewig verloor omdat ek nooit wou eet nie. Wanneer ek by die huis was, wou ek by die werk wees. Wanneer ek by die werk was, wou ek by die huis wees. Dankie tog vir my ma wat gehelp het om na my seuns om te sien. Ek was letterlik besig om te sterf. Ek was depressief en het net geen stryd in my gehad om te lewe nie. Ek het deel geword van 'n staandersbediening. Dit het my vir 'n rukkie gehelp, maar elke keer as dinge begin vorder het en ek 'n tree vorentoe gegee het, het dit kort daarna gevoel asof ek 50 tree teruggegee het. Ek het begin slegter voel oor my situasie in plaas van beter. Ek het begin hoop verloor. Ek het meer gehuil. Ek het moedeloser geword en ek wou opgee. Ek het baie keer probeer om op te gee, maar die Here het my elke keer teruggebring op hierdie reis. Ek het net heeltyd vir my huwelik geveg en ek het uitgeput geraak. Ek sou ure en ure en ure skrifgedeeltes bid met sy en die ander vrou se name daarin. Onnodig om te sê, baie van daardie verse was eintlik vir my. Gedurende hierdie tyd was ons huis onder ons uitverkoop, dis 'n heel ander storie en getuienis, en ons was gedwing om in ons woonwa in te trek. Ons het in 'n kerk se parkeerterrein parkeer en dis waar ons gewoon het. So het ek en my seuns in ons nuwe huis ingetrek. Na 'n bietjie meer as 2 jaar het my man meer nagte by die huis begin bly. Toe was hy elke aand by die huis. Deur die genade van God het hulle uitgemaak. Hy was by die huis, maar hy was nie aan my of ons huwelik verbind nie. Hy het gesê ons was net beste vriende en ek was die moeder van sy seuns. My man was omtrent 11 maande by die huis, toe hy skielik weer begin uitgaan. Hy het weer begin oefen. Voor ek dit geweet het, was hy weer weg. Hierdie keer, soos voorheen, het ek uitgevind dat sy baie jonk was, meer as die helfte sy ouderdom. Dit was 'n hele nuwe vlak van emosies om te hanteer. Een nag het ek net na God uitgeroep en vir hom gesê dat hy dit moet verander, want ek kan nie so aanhou leef nie, iets moet verander. Ek moet binne die volgende 24 uur van hom hoor met betrekking tot my huwelik, anders was ek klaar en sou ek glo dat alles wat ek gedink het van hom afkom, eintlik net ek was wat vir myself gesê het ek hoor van God. Dit was daardie nag of die volgende oggend dat ek 'n eenvoudige reaksie van 'n vreemdeling ontvang het op 'n gebed wat ek vir my man, ons huwelik en ons gesin op 'n video van 'n herstelde huwelik geplaas het, wat my reis vir altyd verander het. Hulle het eenvoudig gesê, uiteindelik hoop is 'n goeie webwerf om te besoek. Ek het dit opgesoek. Ek het gedink, wel, ek het alles anders probeer, wat het ek om te verloor, dis net 30 dae. Dit het die begin geword van die reis wat my lewe vir altyd verander het. Wat 'n goddelike afspraak wat deur die Here gemaak is. Ek het nooit teruggekyk nie.
Ja, hoe het God jou situasie verander terwyl jy hom heel hartig gesoek het? Ek het die kursusse by Uiteindelik Hoop begin. Ek het die Hoe God jou huwelik kan en sal herstel en 'n wyse vrou boeke gelees en my hart uitgestort in die joernale. Ek het elke hulpbron wat ek kon gelees. Ek wou meer van die Here hê. Ek het uiteindelik die hoop en ding gevind wat in my lewe en in my reis ontbreek het. Die Here het my begin verander en my gevorm van die vrou wat ek was na die vrou wat ek nou is. Toe my man die eerste keer huis toe kom, het ek nie geweet dat ek 'n herstelde huwelik gehad het nie. Ek kan ook sien hoe ek nog nie gereed was om hom by die huis te hê nie, want ek was nie voorbereid of gereed soos ek nou is vir sy terugkeer nie, want ek was nie gegrond in die Here of sy waarhede nie. Die Here het in sy woord en deur hierdie bronne aan my geopenbaar wat en hoe 'n vrou veronderstel is om te wees en op te tree. Wat my rol was en wat my man se rol was. Hy het my geleer hoe ek my man en huis moes opbou en ons seuns moes grootmaak. Ek moes my huis opbou en dit nie afbreek soos ek voorheen gedoen het nie. Ek het net soveel verantwoordelikheid gehad vir my huwelikse verbrokkeling as my man. Ek sou self so ver gaan om te sê, die meerderheid, indien nie alles nie, was my skuld. Hy het my geleer hoe om tiendes te gee. Ek het getrou my tiendes gegee en die wonderwerke wat daaruit alleen gekom het die omstandighede van my gesin se lewe verander. Ek het geleer om werklik oor te gee, te laat gaan, te vertrou en alles voor hom te bring. Die Here het my alles geword. Ek het 'n sagte en stil gees begin kry en ek het vasgehou aan wen sonder 'n woord. Ek was anders. My geliefde Here was al wat ek wou hê, nodig gehad het en waarvoor ek geleef het. Watter beginsels uit God se woord of deur ons hulpbronne het die Here jou tydens hierdie beproewing geleer? My oë het wyd oopgegaan tydens my reis. Ek het geleer dat ek die een was wat my huis en my huwelik afgebreek het. Ek was eiegeregtig, trots, twisgierig, uitgesproke, oneerbiedig, 'n fariseer en die lys gaan aan. Ek het te veel met ander gedeel. Ek het heeltemal te veel gepraat terwyl ek moes gebid het en die Here gesoek het. Ek moes my man ondersteun het toe hy ons seuns sou dissiplineer of die hoof van ons huishouding wou wees, in plaas daarvan om hom tereg te wys oor hoe hy dinge gedoen het. Ek het hom verkleineer, hom kleiner en kleiner gemaak in plaas daarvan om hom op te bou. Ek was oneerbiedig en het hom nie toegelaat om my en ons kinders te lei soos God hom gemaak het om te wees en te doen nie. Ek het die deur oopgemaak, die vyand verwelkom en binne toelaat kom, hy het nie eers nodig gehad om te klop nie. Wat was die moeilikste tye waardeur God jou gehelp het? Onnodig om te sê, aangesien dit 'n reis van meer as 4 jaar was, het ek deur baie moeilike tye gegaan en die lys is uiters lank. Ek het baie gesien en deurgemaak. Om maar 'n paar te noem, om ons seuns se aktiwiteite en sport alleen of saam met hom wat die heeltyd op die telefoon was by te woon sonder om eers te kyk. Die vakansies was so moeilik, wetende dat hy op reise gegaan het waarvan ek gedroom het met hierdie ander vrou. Hy het doelbewus planne gemaak saam met haar op dae wat vir my betekenisvol was sodat hy weg sou wees, soos my verjaarsdag of Moedersdag. Een van die moeilikste dinge wat my amper gebreek het, was toe hierdie ander vrou vir my man 'n trouring gekoop het en hy dit aan sy trouvinger sou dra. Hy het paar keer vergeet om dit af te haal voordat hy oorgekom het omdat hy dit probeer wegsteek het. Sy het hom ook gedruk om te skei. Sy was selfs bereid gewees om vir die egskeiding en alles wat daarmee gepaard gaan te betaal. 'n Paar keer het hy kom kuier om vir my te sê hy het daardie dag 'n afspraak met die egskeidingsprokureur. Hy het my toegebel om my te vra watter dag ek af was sodat ons hof toe kon gaan om die papiere te teken en daardie dag te skei, asof dit so gebeur. Daar was selfs 'n dag dat ons motors moes ruil en ek het die papiere gesien wat ingevul is. Ek het soort van gelag, want die papiere was nie eers korrek nie, hy het dit nie eers reg ingevul nie, maar ek kon aan die aard van die skryfwerk sien dat hy kwaad was terwyl hy dit ingevul het. Nog 'n oomblik was toe hy die nuwe ander vrou na ons ouer seun se wedstryd gebring het, wetende dat ons seun gesê het om geen vroue na sy aktiwiteite te bring nie. Hy het haar aan my en ons jongste seun voorgestel, en omdat ons haar nie die verwelkoming gegee het wat hy wou hê nie, het hulle vroeg vertrek en hy het gebel om my te vloek en te sê dat hy nooit weer met ons sou praat nie. Ek het my eie gedagtes gevange geneem en uit my eie kop gekom. Om die ouderdom van hierdie ander vroue te ken, was so moeilik vir my.
om te weet dat hy intiem met hierdie ander vroue was. Ek het gesukkel om te laat gaan en oor te gee, werklik oor te gee, sodat ek vrygemaak kon word. Ek het getwyfel of die Here dit vir my sou doen, soos hy vir ander gedoen het, want dit het so lank geneem. Wat was die keerpunt van jou herstel? Toe ek begin het om eintlik te laat gaan. Ek het jare lank hiermee gesukkel, want ek sou laat gaan, maar dit net weer terugneem van my geliefde Here, want niks het in my tyd gebeur nie. Ek het baie junior Heilige Gees gespeel. Toe ek nie meer wou hê dat my wil geskied nie, maar sy wil. Nadat ek na hierdie bediening gekom het, het ek regtig begin om hierdie lesse en beginsels in my lewe toe te pas. Ek was nie meer obsessief daaroor om my huwelik herstel te hê nie. Ek wou net die Here gehad het. Hy het my lewe meer begin seën as wat ek kon tel of byhou. Ek het begin vry word. Ek was lig. Ek het my alleentyd saam met my geliefde Here geniet. Ek het my eerste liefde vir die eerste keer ontmoet en dit was beter as wat ek ooit tevore ervaar het. Die bekommernisse van my man en hierdie ander vrou was nie meer aan die voorpunt van my wese nie. Trouwens, ek het begin om oormatig vreugdevol te raak as ek my man moes groet en hy het begin kwaad word omdat ek nie meer toornig was as hy weg is nie. Ek het 'n nuwe strewe in my hart gehad en dit was my geliefde Here. Ek het begin sien hoe my man weer pa word. Hy het meer huis toe begin kom. Hy het my meer begin bel, veral wanneer hy op toetsritte vir werk gegaan het. Hy het my meer begin boodskappe stuur. Wanneer hy 'n kans gekry het, het hy huis toe gekom om by ons te wees. Hy het my begin agtervolg. Ons het op gesinsuitstappies gegaan. Ons het weer 'n gesinseenheid begin word, een wat op die vaste rots van sy woord gebou was. Die Here het dit alles vir my ten goeie uitgewerk, selfs toe dit gevoel het asof niks gebeur nie, veral omdat dit gelyk het of alles so wonderlik was aan hulle kant. Vertel ons hoe dit gebeur het. Het jou man nou net by die voordeur ingestap? Het jy vermoed of kon jy sien jy was naby daaraan om herstel te word? Nee, hy het nie sommer net deur die deur geloop nie. Dit was eintlik ironies. Hierdie jaar oor Paasnaweek het ek en my seuns die huis opgepas vir 'n familielid. My man was vir die dag daar, maar soos dit later in die aand geword het, moes hy vertrek. Toe sê hy totsiens en loop. Ek het my man lanklaas gemis en tog het dit my daardie nag net getref en ek het hom snags daar gemis. Ek het gehuil en ek het nie die aand geslaap nie. Ek was walwyd wakker en het net met my geliefde Here gepraat. Die volgende oggend het ek besef ek het iets by die huis vergeet en ek moes dit gaan haal. Ek het oorweeg om te gaan, maar ek het gevoel ek moet gaan. Toe ek opry, het ek opgemerk dat my man se motor daar was. Ek het hierdie sinkende gevoel gehad en gehoop hy sou nie durf om haar hierheen te bring nie. Ek was bang my gedagtes wou wegloop. Ek het ingeloop, hy was alleen aan die slaap in ons bed. Dit was dit, ek het hom nie wakker gemaak nie, ek weet hy het geweet ek kom verby. Ek het gegryp wat ek nodig gehad het en vertrek. Dit was my geliefde wat my gebed verhoor het om my te wys dat daar moeilikheid in die paradys was. 'N bietjie later het my man na ons toe gekom, dit was Paasdag. Baie kan in 3 dae gebeur, reg? Van daardie oomblik 1 maand gelede is my man by die huis. My God, U verdien al die lof. U was getrou om te vervul wat U begin het. Dit het ook gebeur te midde van die wêreldwye pandemie. Het jy vermoed of kon jy sê jy was naby daaraan om herstel te word? Nee, regtig nie. Dinge het vir my erger geword. Die vuur is grootliks aangevuur. Veral toe ek by die bediening aangesluit het en deel van die bedieningsspan geword het. Sal jy enige van ons hulpbronne in die besonder aanbeveel wat jou gehelp het? Sekerlik geen twyfel daaroor nie. Ek sal al die kursusse aanbeveel soos die vind die oorvloedige lewe, die armoede mentaliteit, die hoe God jou huwelik kan en sal herstel, wyse vrou, deur die woord van hulle getuienis, die bemoediger en die oordenkings. Hoe dit ook al sy, watter soort aanmoediging wil jy vir vroue gee, ten slotte? Die proses is die meeste van die tyd moeilik en onmoontlik, maar hy is die God van die onmoontlike. Dit kan eensaam wees en jouself kan die einste ding wees wat in die pad van jou herstel staan. Gaan uit jou eie pad uit. Neem jou gedagtes gevange.
Druk in hom. Vertrou hom met die proses, selfs wanneer dit nie sin maak nie. Moenie op jou eie begrip steun nie. Hy sal dubbel herstel soos dit in die Bybel beloof staan, jy sal vergoed word vir jou probleme en hy sal dit beter maak as wat dit voorheen was. Hy sal jou en jou getuienis gebruik vir sy eer. Jy hoef net stil te wees. Vertrou die proses, selfs wanneer dit nie sin maak nie, of as dit lyk asof niks gebeur nie. Eendag sal jy ook sê, hierdie reis was die moeite werd en ek sou dit vir niks wou verruil of uit my lewe wou verwyder nie. My geliefde, hierdie getuienis is alles tot u eer, lof en eer.